Kom ons lees saam, broeders en susters, uit Johannes 21. Is alles nog deel van die reeks spreuke waarmee ons besig is. Ons noem dit die lig vir die wêreld. Dit wat ons gaan lees, jy het nou vanoggend ook gehoor, speel alles af by die see van Tiberias. Ons Here Jesus saam met sy disippels. En kom ons lees dan vanaf vers 1 tot 14. Johannes 21. Daarna het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias. Dit het so gebeur. Simon Petrus en Thomas, wat ook Didimus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander disippels was daar saam. Simon sê toe vir hulle, ek gaan visvang. Ons gaan ook saam met jou, sê hulle vir hom. Hulle het gegaan en in 'n skuit geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, dis aan die ander woorde die volgende oggend, Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir hulle, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi en vanweë die groot klomp vis, kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, sê toe vir Petrus, dit is die Here. Toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy bolyf was skaal en in die water gespring. Hulle was nie ver van die land af nie, net omtrent 100 tree. Die ander disippels het met die skuitjie gekom en die net met visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus het toe in die skuit geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153, en hoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle, en net so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het, nadat hy uit die dood opgewek is. Ons teksverse, broeders en susters, kom uit vers 7. Hierdie woorde van Johannes, die disipel vir wie die Here baie lief was, sy woorde aan Petrus, dit is die Here. En dan 'n paar verse later uit vers 12, die woorde van ons Here Jesus aan sy disippels, wat hy vir hulle sê, kom eet. Kom eet. Sien jy die Here in jou lewe aan die werk? Kom ek vra dit weer. Sien jy die Here in jou lewe aan die werk? Hy is verseker daar, broeders en susters, want hy is jou Here en jou verlosser. Maar sien ek en jy hom? Herken ons hom? Is ons geestelik so sensitief sodat ons vir onsself en vir ander mense kan sê, mense, dit is die Here. Dit is ons Here.
wat hier is. Weet jy, in al ons gejaag van die een ding in die ander ding, in al ons gesoog elke liewe dag in hierdie resultaatgedrewe samelewing van ons, in die bittermintheid wat ons onsself gee om net kind by die Here te kan wees. Weet jy, daardeur kan ons so maklik geestelik afgestomp raak. Dan kyk jy so maklik die Here se liefde en die Here se sorg oor jou totaal mis. Dan is dit geen wonder dat ons so maklik kan kla en sê, maar ja, die Here voel so ver van my, so ver weg. Weet jy, die tyd na ons Here Jesus se opstanding was vir die disippels, ja, dit was vir hulle 'n moeilike tyd. Hulle het hulle Here gevolg. Hy het nou al 2 keer aan hulle verskyn en dan het hy net weer verdwyn. 'n Mens kry die idee dat hierdie klompie disippels eintlik nou redelik koersloos is. En 'n mens hoor dit as Petrus vir sy mededisippels sê, weet julle, ek gaan maar visvang. Ek gaan maar visvang. En ons hoor ook iets van hierdie koersloosheid by die disippels, as die ander sê, ja, ons gaan nou maar saam met jou. Ons gaan nou maar terug na wat meeste van ons gedoen het voordat die Here ons geroep het. Hierdie klompie disippels, as ek reg getel het, is hulle 7. Was almal meestal redelike ervare vissermanne. Maar daai 7 het daardie nag so lees ons, regtig gespook en gespartel om iets te vang. Hulle het inderwaarheid geen sukses gehad. En toe iemand op die strand staan teen dagbreek en nog vir hulle vra, mense, het julle nie iets gevang om te eet nie? Kan ek my goed indink dat dit die gemoedere van daardie disippels wat redelik moedeloos was na die nag se werk nog verder opgejaag het. En daarom is hulle antwoord 'n kort en 'n bot antwoord: nee. Sekerlik gefrustreer na 'n nag se onproduktiewe werk. Ek en jy ken dit mos, nie waar nie. So gaan dit dikwels ook in ons lewe dat jy werk, dat jy jou inspann, dat jy jou alles gee. Jy groot insette doen, maar sonder resultate. Gooi hulle net aan die regterkant, dan sal hulle iets vang. So roep die persoon wat op die strand staan vir daai disippels. Weet jy, volgens kenners was dit eintlik 'n baie ongewone en 'n baie onpraktiese voorstel wat na hulle kant toe gekom het. Maar daai disippels doen dit. Daar was in hierdie opdrag wat hulle ontvang het iets oortuigends. Daar was iets dwingends in hierdie opdrag wat hulle ontvang het. Dit was iets met gesag. En hulle doen dit. En die resultaat
Jy weet, dit was absoluut verstommend. 'n Wonder gebeur. Hulle vang 'n groot klomp visse. So baie dat hulle nie die net kon intrek nie. 153 het hulle later getel. 'n wonderlike visvang. Met hierdie wonder, broeders en susters, het ons Here Jesus Christus in die heel eerste plek sy absolute mag getoon. Mag selfs oor 'n klompie visse. Ons Here Jesus maak hom hier bekend as die lewende en die magtige en as die helpende Here van sy kinders. Maar nog meer, hy maak hom hier bekend as die lewende, helpende Here van sy kinders, midde in hulle lewe van elke dag, in die gewone lewe van elke dag. Daar waar van hulle moet werk in die visbedryf, of in 'n fabrieke, of in kantore, of waar ook al. Hy maak homself hier absoluut bekend as die lewende en die magtige en die helpende Here van sy kinders. Een van die disippels het daardie aand besef, of daardie oggend besef, wat voor hulle aan die gang was. Toe Johannes daai magtige klomp visse sien, toe draai hy na Petrus toe en sê vir Petrus, dit is die Here. Hy het nie die vreemdeling op die strand gesien nie, maar hy het wel gesien wat hierdie man gedoen het. Toe hy daai klomp visse sien wat hulle gevang het. Toe hy besef, dit is die Here. Dis ons opgestane Here. Dit is ons meester wat hier so kragtig aan die werk is. Hoekom sien Johannes hom eerste raak? Ek dink ons teksverse help ons 'n bietjie hier in, broeders en susters. Weet jy, Johannes is die apostel van die liefde. Daar was tussen hom en ons Here Jesus Christus 'n baie besonderse verhouding. Daar was 'n heel besonderse band van liefde tussen hulle twee. Hy het baie naby aan ons Here Jesus geleef. En sy geloof was hier deur die liefde werksaam. Want weet jy, liefde het 'n geweldige invloed op geloof. Paulus skryf dat geloof deur die liefde werk. Geloof word deur die liefde ook geaktiveer. Die omgekeerde is natuurlik ook waar. Geloof stimuleer ook die liefde. En so was dit daardie oggend by Johannes. En hierdie wonder, in hierdie gebeure, het hy sy Here aan die werk gesien. Het hy sy Here gesien en het hy getuig, het hy vir die ander gesê, dit is die Here.
Weet jy, 'n gelowige kind van die Here, iemand wat die Here baie liefhet, sal in sy lewe opmerk hoe dikwels die Here in sy krag en met groot liefde sorg en versorg. Want liefde is mos iets wat skerp sien. Liefde maak dat jy baie opmerksaam is. Sodat jy hierdie dinge raak sien in jou lewe. Sodat jy vir iemand anders kan sê, weet jy, dis die Here. Dat jy vir jou medegelowiges ook kan sê, wat hier gebeur of gebeur het, dis ons Here. Dis hy wat hier werk in sy krag, maar ook in sy groot liefde, waarmee hy vir sy kinders sorg. Weet jy, donderdag aand tydens ons ouderlinge vergadering, was daar 'n oomblik wat my ontsettend diep aangegryp het. 'n Ouderling moes rapporteer oor 'n sekere besoek wat hy moes gaan doen. En sy beginwoorde was min of meer dit. Hy het gesê, vir hierdie taak wat hy ontvang het, vir hierdie besoek, moes daar sekerlik baie gebid gewees het. Toe het hy voortgegaan om te sê wat gebeur het. Maar weet jy, die kern van sy latere woorde was eintlik ons teksverse. Dis die Here. Dis die Here wat gewerk het. Dis die Here wat lewend en versorgend gewerk het in die lewe van 'n kind van hom. Weet jy, 'n mens kon nie ander ouderlinge en dit was totaal woordeloos, jy kon hulle vreugde en hulle blydskap en verwondering kon jy aanvoel in hierdie vergadering. Dis die Here. Lewend, kragtig besig om te sorg vir sy kinders, vir sy kerk. Broeders en susters, ek en jy het 'n lewende Here Jesus Christus wat in sy goddelike krag versorgend by ons is. En as ons oë maar net daarvoor oop is. As ons harte maar net oop is om sy hand, sy optrede, sy sorg in ons lewe raak te sien. Dikwels in baie klein dingetjies in ons lewe. Soms in groot dinge. Soms totaal onverwags. Is hy daar, lewend, kragtig, 'n versorger van sy kinders en van sy kerk. Maar broeders en susters, kyk nou wat het verder gebeur. Toe hierdie klompie disippels aan wal gaan, wat vind hulle? Daar's 'n vuurtjie wat brand, saam met vis en brood. Jesus het dit self
vir sy disippels gereed gemaak. Dit was met sy deurboorde hande dat hy daardie vuurtjie gepak het. En dat hy die vis en die brood oor die kole geplaas het. En dan sê hy vir hulle, kom eet. So nooi hulle uit, kom eet. En dan voed hy hulle, dan versterk hy hulle uit daardie oorvloed wat hy self gegee het. Dit is die Here. Dit, broeders en susters, is ons Here. So is hy. Hy kan en hy wil vir sy kinders sorg. Hy is die lewende, die magtige versorger van sy kerk. As ons dit maar net kan raak sien. Elke dag, elke oomblik. Vir ons wat vanaand hier is, sê Christus ook, as ons Here, hy sê, kom eet. Kom eet. Moenie vanaand, broeders en susters, of môre, as jy met ander mense praat, bloot net vir hulle sê, ek het nagmaal gebruik gisteraand nie. Wat ek hiermee bedoel, ek moet dit net verduidelik. Dit moet nie maar net wees dat 'n mens deur die ritueel van die nagmaal gegaan het, sodat jy kan sê, maar ek het nagmaal gevier nie. Mens moet oppas daarvoor. En jy kan die diepste betekenis van die nagmaal mis. Ook vanaand, broeders en susters, is dit die opgestane Here Jesus Christus, dis ons Here, wat ons kom voed uit sy oorvloed. Sien hom raak. Tree in die nagmaalviering met hom in geloofsgemeenskap. Weet jy, dis nie verniet dat die nagmaalsformulier ons elke keer oproep en sê, verhef julle harte tot Jesus Christus waar hy aan die regterhand van die hemelse Vader sit nie. Hy is vanaand ons gasheer. Ek en jy is sy gas, wat hy wil voed en versterk. Hy wil ons opbou deur die tekens van sy ongelooflike liefde vir ons. Die tekens van sy liggaam en sy bloed. As jy vanaand die tekens sien, en as jy die brood en die wyn ontvang, sien daarin sy ongelooflike liefde vir jou. Sien daarin sy mag, waarin hy jou uit die doodheid weggeruk het, uitgeruk het, waar hy aan jou die lewe gegee het. Sien daarin hoe jou Here, jou opgestane Here, vir jou kom versorg, sodat jy kan aanhou in die wedloop van die geloof.
As jy daai versterking ontvang deur die werking van die Heilige Gees, sê dan vir jouself en verander, dis die Here. Dis die Here wat my versorg het. En laat ons vir mekaar vanaand sê as gelowiges, as kinders van die Here, dis die Here wat vir ons sorg in sy groot liefde en in sy ongelooflike krag en mag. Amen. O Here, dankie dat ons op hierdie wyse u liefde ervaar en beleef. Ons dankie dat ons op hierdie wyse saam met mekaar u ongelooflike genade oor ons kan beleef. Dit kan vier. Daarvan seker kan wees. Ons dankie dat ons ook in hierdie oomblikke mag ervaar hoe u na ons kyk en vir ons sorg. Dat ons mag weet ons het 'n Here, 'n lewende Here Jesus Christus, wat by sy kinders is, by sy kerk, wat vir ons sal sorg, terwyl ons op pad is, na ons ewige tuiste. Vader, neem ons en bind ons meer en meer aan ons Here Jesus Christus vas in 'n ware geloof, in liefde wat ook skerp kan sien, wat opmerksaam is, om u ook in ons lewe te sien, besig om ons te lei, besig om ons te versorg, besig is om ook vir u kerk deure oop te maak, besig om vir ons te doen baie meer as wat ons dink of bid. Dankie vir hierdie oomblikke. Dit is vir ons kosbaar. Ons gaan die lewe in met nuwe krag. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen.